Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons vertrou dat dit goed gaan met u en dat dit goed gaan met u geliefdes. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook met wysheid sal bekragtig. Terwyl ons vanmôre sal stil staan hier by Spreuke 30 vers 15 tot en met vers 20. So ons is so min of meer in die helfte van Spreuke 30 en vertrou ons die Here ook vir wysheid om vanmôre hierdie paar verse aan u te verklaar sodat u dit beter kan verstaan om die Here dan ook beter te kan dien. Nou vers 15 val weg en sê vir ons die bloedseier het twee dogters GG. Nou ons almal ken 'n bloedseier en niemand van ons hou van 'n bloedseier nie, want ons weet dat bloedseier suig vas en hy teer basies op dit wat hy aan vassuig. En die Bybel sê vir ons daar is baie mense wat soos bloedseiers is. Hulle wil heeldag net hê, hulle staan bakkant voor almal. Hulle dink die wêreld skuld hulle, almal moet vir hulle gee, almal moet opoffer om vir hulle te gee. Hulle dink dat hulle 'n lewe kan leef en almal skuld hulle om 'n bydrae te lewe om hierdie lewe suksesvol te maak. En hulle is jonk, hulle word middeljarig en hulle word oud en hulle staan met hierdie gesindheid van gee. Ek vind dit dikwels in my berading, ek vind dit dikwels in gesprekke waar ek met ouers praat, dat baie keer is die kinders al oud en hulle teer op hulle pa en ma en hulle suig hulle pa en hulle ma leeg en hulle het geen skaamte vir hierdie optrede van hulle nie. Wat is die eenvoudige oplossing? As jy vanmôre 'n pa en 'n ma's wat vir jou middeljarige kinders en selfs jou ouer kinders net heeltyd gee en volstop en jy's besig om selfgebrek te ly of hulle bedrieg jou deurdat hulle geld by jou bekom en hulle gee dit nooit terug nie of hulle suig soos 'n bloedseier vas aan jou en hulle wil die laaste bietjie uit jou uitsuig, wil ek jou vra om dit te stop. Want luister vriende, ons skuld 'n ander een niks nie. Die Bybel sê ons moet mekaar lief hê. Dis die bottom line. Daar is mense wat werklik gebrek het, wat ons kan help met voedsel en klere. Die Bybel sê nie, ek is daar om 'n ander een 'n lewe van weelde te gee nie. Die bloedseier dink, die een wat heeltyd sê gee, dink, almal skuld hulle, sodat hulle 'n goeie lewe kan lei. Daarom wees versigtig, dat jy nie uitgebuit word nie. Vra die Here vir wysheid wanneer jy gee, dat jy sal gee met 'n oop hand, maar ook met versigtigheid, sodat ander mense nie vir jou leegsuig nie. Vriende, hierdie goed gebeur elke dag. Hoeveel ouers kry ek wat moet lang trane of moet baie trane voor my sit en lang trane huil, omdat hulle kinders vir hulle leeg gedrink het. Daarom bid ek en vra ek dat die Here vir ons wysheid sal gee, nie net kinders noodwendig nie, dit kan familielede wees, dit kan gemeentelede wees, dit kan vriende wees, mag die Here ons wysheid gee, om dan opreg soos die duif, maar versigtig soos die slang te wees. Die vers sê vir ons verder, 3 is dit wat nie versadig word nie, 4 sê nooit genoeg nie. En dan praat Agar van so 4 dinge. Hy praat van die graf of die doderyk. Nou vriende, hulle sê daar sterf plus minus 2 mense elke sekonde. Soos ons nou 'n som gaan maak hoeveel mense in 'n minuut en hoeveel mense in 'n uur en hoeveel mense in 'n dag sterwe, sal jy agterkom dat die graf of die doderyk geen versadigingspunt bereik nie. Daar word elke dag mense gebore, daar sterf mense elke dag. En dis een van die dinge wat nooit genoeg kry nie. Dis die graf of die doderyk. Dan die volgende ene is die gedagte van die toegesluide moederskoot. Nou vriende, onvrugbare moeders is mense wat daagliks begeer dat hulle tog net 'n kind sal baar. Ek het onlangs met 'n man gepraat en hy sê vir my hulle het alles. Hulle het 'n pragtige dubbelverdieping huis. Hy en sy vrou ry van die mooiste karre wat daar is. Hulle hou van die beste vakansies. Maar sy vrou kan nie swanger raak nie en hy sê vir my dis omtrent daai enigste begeerte. Dis omtrent al wat sy oor praat. En dis wat die Bybel vir ons sê. Hierdie versadigingspunt kan nooit bereik word nie, want hierdie vrou soek daardie kind wat sy graag wil baar. Iets wat vir die Here vir 'n vrou beskore het en iets wat op die einde van die dag 'n leemte bly by 'n vrou wat se moederskoot gesluit is. Die volgende een is reën en vuur. Nou vriende, ons weet hoe reën dit. Die afgelope tyd het dit geweldig baie gereën. Dit lyk vir my of die aarde nie genoeg kry nie. En dan ook vuur as dit begin brand en die wind waai en ons het gesien onlangs die verwoestende vure in California, Amerika. Vriende, dit is iets wat nie gekeer kan word nie. Daarom die wind, die vuur en die water is 3 dinge, vriende, wat die Bybel vir ons sê amper eintlik nie genoeg kry nie. Dan gaan die gedeelte verder in vers 17 sê, oog wat met die vader spot en die gehoorsaamheid vir die moeder verag, die kraaie van die dal sal dit uitpik en die kuikens van die arend sal dit opeet. Nou vriende, hierdie verse gaan maar eenvoudig oor die respek wat 'n kind teenoor sy ouers moet hê. In die Ou Testament, as jy die Bybel bietjie gaan bestudeer, dan sien ons, as 'n kind sy vader of sy moeder gevloek het of fisies aangerand het, was hy voor die oudstes gebring, dan moes getuienis teen hierdie kind gegee geword het en hy was fisies doodgegooi met klippe. Nou ons kan miskien dink is geweldig wreed, maar vriende, dink aan die wreedheid waaronder ons ouers ly vandag. Daar is paas en ma's wat te bang is
as die kind huis toe kom. Hulle vrees, hulle word aangerand, hulle word fisies met die vuis geslaan, hulle bankkaarte word geneem, hulle geld word getrek. Die wreedheid teenoor ons ou mense vandag is eintlik ondenkbaar. En daarom sê die Bybel vir ons, dat God so 'n kind op 'n manier sal oordeel, wat aangrypend sal wees vir die wêreld en vir mense. En ons sien vandag hoe jong mense sterf by die dosyne. Ek het myself baie keer al die vraag gevra, hoekom sterf daar so baie jong mense vandag? Het sy aan 'n oordosis van dwelms of drank of weens seksuele siektes of een of ander ongeluk wat hulle oorkom of selfmoord of wat ook al. En ek wil vir u sê, ek dink die direkte gevolg is omdat hulle in rebellie opstaan teenoor God se orde van eer jou vader en jou moeder. En ek wil nie aannames maak en uitsprake lewer hier nie, maar ek wil by jou pleit as jy vanmôre 'n rebel is teenoor jou pa en ma, dat jy werklik sal buig onder God se gesag, vergifnis sal vra, reg sal maak met jou pa en ma, sodat jy genade en barmhartigheid by die Here sal vind voordat sy oordeel oor jou lewe kom. Dan vers 18 tot 20 is vers wat saam gelees moet word. Daar staan die volgende: 3 is dit wat vir my te wonderbaar is. Ja, 4 is wat ek nie kan begryp nie, die weg van die arend in die lug, die weg van die slang oor die rots, die weg van die skip in die hart van die see en die weg van 'n man by 'n maagd. So is die weg van 'n vrou wat oorspel bedryf. Sy eet en vee haar mond af en sê, ek het geen sonde gedoen nie. Nou vriende, vers 20 is eintlik maar vir ons die antwoord. Jy sien, hierdie 4 voorafgaande dinge is dinge wat beskryf word. Dis eintlik maar analogie wat gebruik word om vir ons 'n sekere bepaalde saak te beskryf. Die Bybel sê vir ons, 'n vrou wat oorspel bedryf, is soos een wat haar mond afvee en sê, ek het geen sonde gedoen nie. En dis eintlik een wat haar pad toesmeer en sê, weet jy wat, ek het eintlik niks verkeerd gedoen nie, en daar's eintlik geen hartseer gevolge wat ek nagelaat het nie. En nou gebruik Agar die gedagte van 'n arend. Vriende, as ons nou kyk na arend, dan sien ons die arend in die lug laat geen pad in die lug agter nie, of geen spoor in die lug agter nie. Hy vlieg van punt A na punt B, daar's nie 'n pad wat jy kan volg om te volg nie. Jy sien net hoe vlieg hy van punt A na punt B. Die slang wat oor die klip gaan, hy laat geen spoor na nie. Die skip wat oor die see seil, hy los geen pad of geen spoor agterna nie. En 'n man wat met 'n maagd gemeenskap het, daar is geen spoor wat hy nalaat nie. Die hele gedagte wat hier na vore kom is, skynheiligheid. Eintlik vriende en sonde en hierdie agterbaksheid word geïllustreer deur hierdie 4 gedagtes. Dit is soos 'n vrou wat oorspel bedryf. Sy laat eintlik 'n hartseer pad agterna, maar sy sê, luister, daar is eintlik geen ding wat ek gedoen het wat verkeerd is nie, en ek weet nie waarom julle so groot boei maak nie. En ek wil vir julle sê, in die jare wat ek in die bediening is, het ek hierdie ding gesien. Vrouens wat hulle self goedkoop gedra, mans wat oorspel bedryf met vrouens wat losbandig is, en die hartseer gevolge vir die vrou, vir die kinders, vir die paas, vir die maas, vir die familie, vir die vriende. En daarom wil ek vir u sê, al laat die arend geen pad in die lug nie, en die slang geen spoor oor die klip nie, en die skip geen pad in die see nie, wil ek vir u sê, voor God is ons lewens openbloot. Hy sien elke daad van egbreek, hy sien elke daad van oorspel, hy sien elke daad van seksuele losbandigheid, hy sien elke daad van sonde, en hierdie pad is baie duidelik. Daarom sê die Here vir ons, as 'n weg wat vir die mense reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Die weg van die sondaars, sê die Bybel, op gevaarlik styl in die oë van die Here. Daarom is daar een antwoord. As jy met hierdie sonde besig is, en jy dink, jy laat geen pad van verwoesting na nie, weet een ding, jy het met God te doen, en hy sal jouself in die gerig bring. En ag vriende, hierdie vers is nie om ons te dreig nie. Baie keer sê mense, ja maar, mense dreig ons met die Bybel, en die predikant dreig ons altyd met die Bybel, en is altyd sonde en sonde en sonde. Ek wil vir julle sê, die hooftema van die Bybel is die rebellie van die mens, wat hulle in sonde gedompel het, en God wat uitkoms vir ons gestuur het in Christus Jesus ons Here. Dis die hooftema van die Bybel. Ons kan nie daarby verbykom nie, en as u dink u het 'n groter nood as u sonde nood, dan wil ek vir u sê, moet u die Bybel gaan lees, en by 'n herontdekking uitkom. Want die grootste probleem is nie 'n gebrek aan geld en roem en geluk en vreugde en blydskap nie. My en jou groot nood is om vreugde in ons gemoed te kry, vergifnis van ons sonde, 'n stil gewete, 'n skoon gewete, 'n rein gewete, gewas in die bloed van die lam. En daarom, moenie dink as jy sonde doen, dat jy skotvry aan die ander kant gaan uitkom nie. Al dink jy, daar is geen spoor wat jy nalaat nie. Die Bybel sê vir ons, dat daar is 'n pad wat vir die mens reg lyk, maar hierdie pad is 'n pad van die dood, waar ons eendag voor die Here rekenskap gaan gee. My gebed is dat u die weg van die Here sal volg. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, die poort is nou en die pad is smal wat aan die lewe lei, daar is min wat dit vind. Mag u en ek daardie persone wees, wat daardie pad vind,
Deur God se genade, deur die instaatstellende krag van sy Gees, mag ons sonde toestand besef en mag ons vra, Here, reinig ons, red ons, heilig ons en berei ons voor vir die ewigheid. Laat ons lewe, vriende, in die lig van die ewigheid, sodat ons met wysheid kan lewe, met vreugde kan lewe in hierdie wêreld, in hierdie tyd van vreemdelingskap op hierdie aarde, tot ons die Here in sy heerlikheid sal sien. Mag die Here vir ons wysheid en genade gee en mag hy ook so sy naam verheerlik in ons lewe. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.